As jy bang is, volg jou herinneringstroom op terug na my toe, waar jy in my arms lê voor jy gaan slaap, met stories van prinse en drake op jou bed wat kraak. Daar voel jy onseker, I don't know the monsters under your bed, and I don't know the secrets in your head. Solank jy weet, ek is hier, as jy ooit wil praat. Ek het jou al opgetel en jou neergesit, met elke traan jou stay vastgedruk, tot laat in die aand gesels, as iets jou plaat. Gee nie om waar jy is, bly lief vir jou net soos jy is. So klink die hartklop van 'n pa. So klink die hartklop van 'n pa. Ek voel jou seer, weet nie hoe dit werk nie, ek weet net dit gebeur. Jy bly maar altyd deel van my, met elke skraap, met elke breek van jou hart. Ek sien hoe raak jy ouer, die sirkels wat jy loop gaan my verby. Jou lewe staan buite nie meer langs my, solank jy weet ek is hier, as jy my soek. Ek het jou al opgetel en jou neergesit, met elke traan jou stay vastgedruk, tot laat in die aand gesels, as iets jou plaat. Gee nie om waar jy is, bly lief vir jou net soos jy is. So klink die hartklop van 'n pa. So klink die hartklop van 'n pa. Ek is hier, as jy ooit wil praat. Ek het jou al opgetel en jou neergesit, met elke traan jou stay vastgedruk, tot laat in die aand gesels, as iets jou plaat. Gee nie om waar jy is, bly lief vir jou net soos jy is. So klink die hartklop van 'n pa. So klink die hartklop van 'n pa. So klink die hartklop van 'n pa.
Hey pa, lanklaas gesels. Dink nog elke dag aan pa. Al voel het soms asof ek met myself praat. Ek mis saam lag om die vuur in die hand voor ek gaan slaap. Ek wil hê jy moet weet, my kar is skoon en ek kyk nog mooi na ma. Ek bel elke aand. Goeiemôre. Daar's nog sitplekke daar bo sien ek op die galery. En dan het ons enkel stoele uitgepak en daar's 'n paartjies en dan pak hulle hier agter ook uit en dan daar onder die galery is ook nog 'n paar sitplekke. O. Hey pa, is nes pa gesê. En ons pak nog stoele uit. So daar's nog 'n klomp stoele wat kan uitgepak word. Maar die toekoms hoort aan die een wat aanhou glo. Wat aanhou loop. Daardie woorde gee my elke dag nog goed. Hier onder die galery. Daar mense wat instap daar. Ek wil hê jy moet weet. My kar is skoon en ek kyk nog mooi na ma. Ek bel elke aand. En as my kinders lag, dan sien ek jou weer daar. Jy's in elke glimlach. Ek mis jou pa. Jy's in elke glimlach. Ek mis jou pa. Ek verstaan nou soveel beter. Ek sien nou eers in kleur. Jy het alles opgeoffer. Jy het alles vir my gegee. Nou stap ek deur die jare en ek voel of ek stuk breek. Ek sal alles doen vir my kinders om 'n goeie pa te wees. Dis wat ek by pa geleer het. Ja, dis wat ek by pa geleer het. Hey pa, ek sien jou weer. Sonder pyn en sonder seer. Die ewigheid is saam 'n soveel beter plek. Ek sal aanhou loop, sal aanhou glo, tot ek jou weer sien. Rudy. Die kyk daar onder by daai deurste. Of daar nie, maar daar nie was daar. As mense kom net vir hulle sê daai galery is daar die beste opsie daar agterste ry onder daai galery.
Goeiemôre aan julle almal. Dankie vir die moeite wat almal gedoen het om hier te wees. Ek en Marlene het gister gesels, toe sê ons wel almal vir wie Derek lief is en almal wat lief is vir hom is hier by mekaar. En dis 'n veilige spasie. Baie sterkte vir julle, Helene en Foster en Christian en die kleinkinders en al die vriende en almal wat hier vir wie hier 'n baie donker tyd is. Toe ek nou hier voorkom sit, toe dink ek, nou die dag, 'n paar weke terug het Derek hier sy laaste preek gepreek, het gesit en preek. En daar was geen variasies nie. Het was net so, seker hy het baie goeie preke gepreek deur sy lewe, maar een van sy beste preke, want die donker is partykeer 'n amplifier vir die lig. En hy het sy hart uitgepraat, en hy het ons aangemoedig om vir Jesus voluit te volg, en dit was 'n ongelooflike oggend, wat ek nooit sal vergeet nie. Ek het so liedjie, maar een van my gunsteling liedjies, die woorde sê, don't rush your healing, because darkness has its teachings. En toe dink ek nou vanoggend hierna toe op pad is, toe dink ek nou, wat wil die duisternis ons vanoggend leer? En miskien wil dit ons leer hoe kosbaar die lewe is, hoe kort die lewe is. En wat 'n verskil dit maak, is mense tog reg kry om te skyn in die donker. En dis iets aangrypends wat Derek reg gekry het, om in 'n verskriklike, en sy gesin, in 'n verskriklike, donker, moeilike tyd aan te hou skyn. Die dignity wat ons beleef het by Derek se bed, die getuienis van, as ek met hom vra, Derek, hoe gaan het, dan sê hy, Jaco, ek is dankbaar en tevrede. In die laaste ruk het hy gesê, so 2 of 3 weke terug nog gesê, ek is reg om te gaan. Ek is dankbaar en tevrede. En op 'n stadium het hy vir my gesê, ek voel so geliefd. Ek sê, weet jy hoeveel mense, hy sê, ek het nooit geweet ek is so geliefd nie. Ek het geweet ek is geliefd, maar weet jy, die moeite wat die familie gedoen het, en die vriende om daar uit te kom, en dag en nag daar te waak, en so is ongelooflik. Maar 'n mens kan jou nie 'n wêreld indink sonder Derek du Toit nie. Maar vandag is ons nie hier net om te onthou dat hy dood is nie. Ons is vanoggend hier om sy lewe te vier. En om te onthou hoe goed die Here vir ons was deur hom. Hy het 'n enorme impak op my lewe gehad. Persoonlik, ek onthou hoe ek as 'n student eintlik nog al by sy huis gaan sit het en hom sê, ek dink nie ek wil 'n gewone dominee word nie, ek wil hierdie eco-eksperiment probeer. En hoe Derek net eenvoudig my aangemoedig het, en sê, ja, Jaco, doen dit. Hy is dit 25, 26 jaar later. En hy was 'n mentor vir my, toe hy nog by die buurgemeente was. Ek sien hier so 'n klomp buurgemeente mense ook vanoggend hier. Diep spore in ons almal se lewens getrap. My persoonlik, en ek glo elkeen van ons het 'n mooi Derek storie vanoggend hier, en ons gaan dit vier. Derek het gevra of ek en Andrew hom saam sal begrawe. Toe sê ek, Derek, op een voorwaarde, dat jy nog baie lank leef. Maar dis vanoggend ek en Andrew, dan wat hierdie diens saam gaan doen. Ek gaan vir ons bid, en dan gaan ons 2 liedere sing. Here, dankie dat u vanoggend hier is. Dankie dat u ook by Derek is. Ek bid so vir Marlene en Christian en Helene en Foster en die kinders, en ons wil vir u kom vra vir krag vanoggend, maar ons wil ook vir u kom dankie sê vir genade, en ons wil u kom eer vir Derek se lewe. In Jesus Christus se naam. Amen. Paulus het die gewoonte gehad om 'n gemeente te groet met 'n seën, en ek wil dit graag vanoggend doen. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van sy Gees. Ons gaan 2 liedere sing. Ek gaan nie die tweede een aankondig nie. Ek dink ons staan en dan sing ons hulle sommer direk na mekaar. Eerste een is 519 en die tweede een is Jeugsamelied lege, ek roem u naam, een van Derek se gunsteling liedjies. Kom ons staan en sing ons dit saam. Ja, thanks.
is vir my 'n baie spesiale voorreg om ek vandag iets hier te kan sê. Maar ek dink ek wil ook sê, ek dink Derek het dit eintlik baie maklik gemaak om iets te sê vanoggend, want hy het vooraf vir ons gesê watter teksgedeeltes moet ons gebruik. En hy het eintlik so baie alreeds gesê. En ek gaan vandag eintlik net so 'n bietjie met sy eie kalers ploeg. En julle herinner aan dinge wat Derek grootendeels self gesê het. Ons het Sondag ons Kerssangdiens gehad en Daniel het by die huis gekom met 'n klomp papiere en so wat by die ingangsportale gelê het en sy het gesê kyk net wat kan ons weggooi en wat moet ons hou, en toe kom ek af op verlede jaar se een reeks wat ons gemeente gedoen het, en die reeks se naam was Veilig by ons herder. En toe besef ek vir die eerste keer dat Derek eintlik oor Psalm 23 en Lukas 15 verlede jaar gepreek het. En ek wil eintlik graag soos ek gesê het, ek wil eintlik graag met julle 'n paar dinge deel wat vir Derek belangrik was en wat ook na ons hart was. Maar ek wil vir ons eers graag Psalm 23 saam lees. Maar voor ek dit doen, kom ons bid net saam. Here, ons besef ons loop vanmiddag op heilige grond. Here, dit is so 'n voorreg om te weet, Here, dat deur watter seisoen ons ook al gaan, Here, wat ons ook al beleef of ervaar, dat U deur die Gees saam met ons is. En as ons nou ook gaan saamgesels oor so 'n kosbare gedeelte in die woord, dan bid ek, Here, dat U ons sal kom bemoedig, en Here, dat U ook ons sal kom verfris vandag. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ek lees vir ons Psalm 23 uit die 2020 vertaling. Die Here is my herder, ek ly nie gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus. Na water waar daar rusplek is, lei hy my. Hy gee my nuwe lewenskrag. Hy lei my op die regte paaie ter wille van sy naam. Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dit is U staf en U stok wat my gerus stel. U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teenstanders. U verfris my kop met olie, my beker loop oor. Net goedheid en troue liefde sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal terugkeer na die huis van die Here tot in lengte van dae. Julle sal sien in die boekie wat julle ontvang het, op die eerste bladsy is daar 'n stukkie wat Derek sy ID genoem het, en hy het elke oggend die dag begin met hierdie woorde. Dit was wie Derek was, en dit was wie hy wou gewees het. So jy's welkom op jou eie tyd bietjie daardeur te lees. Maar ek wil net iets met julle deel van dit wat daar staan, en dis hierdie paar sinnetjies, hierdie 2 sinne. Ek wil graag help bou aan 'n land waarin Benjamin, Minke, Milanay en Landy gelukkig sal kan wees. Omdat U my herder is ek dankbaar en tevrede, want genade is die rede vir elke wonderlike ding wat ek beleef. En ek vermoed 'n paar mense gaan nog dieselfde kom sê later ook. Maar dit was wie Derek was. Dit was vir hom belangrik geweest om sy ingesteldheid teenoor hierdie wêreld waarin hy leef reg te kry, en daar was 'n groter prentjie wat hy in gedagte gehad het. En Derek het Augustus maand verlede jaar het hy gesê, Marlene, hulle weet as ek my koppie neerlê, sal Psalm 23 die teks wees wat voorgelees sal word. Wie sou kon dink dat dit eintlik so vinnig sou gewees het. En hy het ook gesels daai Sondag oor sy jare as boerseun, en dat hy ook die voorreg gehad het om skape te kon versorg as die Hoëveldse winters alles doodryp.
So hierdie was vir hom so 'n beeld wat so naby aan sy hart was. Dit was wie hy was. En dan het hy verder gesê, as jy in die weivelde van die lewe is, dat jy op 'n dieper manier die kern van hierdie psalm kan sê, kan bely, kan bid, kan uitroep, kan uitkreun as dit in jou sterwensoomblik is. Die Here is my herder. Dat dit absoluut vir jou waar sal wees. En ek dink dit bied vir ons ook so ongelooflike troos vanoggend om te weet dat die woorde wat Derek gespreek het, hy het hierdie seisoene saam met die Here ook beleef. Die oppe en die awe, die dinge wat hy saam met sy gesin en saam met sy familie beleef het. En ek weet ook in sy sterwensoomblik was die Here op so kosbare en 'n besonderse manier naby aan hom. Hy het ook gesê, die eregasplek aan die tafel het jou naam op. En hy het gepraat oor die een wat insluit en nader trek en vashou en omgee en soek en terugbring en bly is oor elkeen wat tuiskom. Dit is die herder. En wat 'n wonderlike troos is dit ook. Wat 'n wonderlike bevestiging vir elkeen van ons dat Derek ook dit saam met die Here kon ervaar en saam met die Here ook nou kan beleef. En in vers 4 van Psalm 23 lees ons van die goeie herder wat saam met ons in die donker klowe is. Maar dat hierdie goeie herder ons nie in die donker klowe laat bly nie. En Kenneth Bailey wat die boek geskryf het, waarop die reeks verlede jaar gebaseer het, sê dit so. Hy sê, "The good shepherd leads me. He does not drive me. In the open wilderness of the Holy Land, the shepherd walks slowly ahead of his sheep and often sings his own unique call. The sheep appear to be attracted primarily by the voice of the shepherd, which they know and are eager to follow." Marlene en die familie van Derek, mag julle die Here se stem duidelik herken in die tyd wat vir julle voorlê. En mag julle dit so beleef en so ervaar dat die Here julle deur hierdie seisoen en deur hierdie donker kloof sal vat. Want hy ken julle en julle ken hom en hy gaan saam met julle hierdie pad stap en hy gaan by julle wees en op sy liefdevolle manier julle ook begelei hierdeur. Tim Keller praat van die donker klowe en dan sê hy, dis eintlik waar die skuif kom in Psalm 23 wanneer ons oor die goeie herder dink. Want voor dit praat die psalmdigter oor die Here. Maar by die donker klowe praat hy met hom. Dan verander die taal na die Here na u toe. Dis gesprekstaal, dis gebedstaal. Want dan lees ons, hy begin by, die Here gee my krag, hy lei my, maar by die donker klowe verander die trant na, u is by my, u stok en staf, stel my gerus. En is dit nie so nie, dat die Here dikwels die intiemste met my en met jou verkeer, wanneer ons in die donker klowe is. Dit is wanneer die Here op 'n baie, baie besonderse manier ons optel en ons versorg en ons vashou. En daar gebeur ook 'n progressie van die Here wat die herder is, na die Here wat die gasheer is. Hy is nie net die een wat red of lei na veiligheid en na voorsiening nie. Hy is ook die een wat ons innooi in 'n dieper verhouding. Wat ons innooi in oorvloed en in gasvryheid. Elkeen van ons is welkom by sy tafel. En Derek het ook gesê, die staf van die herder het gehelp, gered, getroos en gerus gestel. En ek weet, en ek weet julle weet dit ook, dit was wie die Here vir Derek was. En in die besonder in die afgelope tyd. Ons weet dit is hoe
Derek ook die Here beleef het en ervaar het. En so sal dit ook wees vir elke een van ons. En in die besonder vir sy familie, wat ook nou deur hierdie nuwe seisoen moet gaan. God se sorg is nie van 'n verbygaande aard nie. Hy sorg nie en dan los hy ons bietjie en dan sorg hy weer en dan los hy ons weer nie. Sy sorg is 'n lewenslange werklikheid. Dit sê die Psalm ook as hy praat van dat ons al die dae van ons lewe in God se teenwoordigheid mag wees, dat hy ons ontvang in gasvryheid al die dae van ons lewe. Maar vir my is die wonder van hierdie teksgedeelte is dat die goeie herder ook die lam geword het. Dat Jesus self deur die dal van doodskaduwee gegaan het. En daarom kan ek en jy ook saam met hom deur die donker klowe van die lewe gaan. Julle hoor die lyne tussen Psalm 23 en Lukas 15, dis amper asof dit dieselfde gesprek is wat plaasvind net so bietjie met 'n ander bril op, maar oor Lukas 15 het Derek gesê in September maand verlede jaar. Almal het iemand nodig wat na hulle soek. Almal het 'n herder nodig wat niks moeite of koste ontsien om ons te soek nie. En oor die verlore seun het hy gesê, die verhaal van die verlore seun het hy gesê, ons het 'n pa wat gereed wag om saam met ons fees te vier. En daarom, Marlene, kon jy Saterdag met die grootste vertroue sê, Derek het tuis gekom. En die Here het hom ontvang. En ons harte is seer, maar ons is so dankbaar en so bly vir hom. Wanneer ons dink oor die ouer broer van Lukas 15, dan is dit ook so dat 'n mens eintlik, wanneer jy die teks lees, dan het jy eintlik 'n stuk verlange in jou na 'n egte, opregte ouer broer. Ou so gewens het die ouer broer wil die een wees wat die verlore broer gaan soek. Die een wat die koste betaal. Die een wat huis toe bring. Dat ons eintlik wil vra, maar waar is die opregte ouer broer? En die antwoord is eintlik so wonderlik, want die autentieke ouer broer is Jesus. Hoekom vertel Jesus hierdie verhaal so? Hy vertel dit so, dat ons moet sien dat hy die een is wat die herder is, wat geen moeite ontsien om sy skape te gaan haal wat verlore geraak het nie. Die tafel in Psalm 23 wat ons van lees, is eintlik maar net 'n voorloper van die feesmaal waarvan ons in Lukas 15 lees, waar die pa sy seun terugnooi en saam met hom fees vier. En beide van hierdie tekste, Psalm 23 en Lukas 15, eindig met oorvloed, met feesviering, eer, herstel en vreugde, om tuis ontvang te kan word. En ek weet julle weet dit ook, dat Derek sou wou gehad het, dat ons ook moet vier vandag. En dat vandag nie net oor hom moes gaan nie, maar dat dit ook in die besonder oor die goeie herder moes gaan. En dit is wat ons bes probeer om vandag ook te kan doen, alhoewel ons harte seer is. En in Derek se laaste boodskap, hierdie jaar, die 12de Oktober, het hy vir ons vertel hoe Marlene hom elke oggend bemoedig het, en die besonder toe hy in die hospitaal was. Die boodskappe, Marlene, wat jy vir hom gestuur het, en hy het met ons hierdie aanhaling gedeel uit hierdie spesiale boek. En die aanhaling wat sê, I can't see a way through, said the boy. Can you see your next step? Yes, just take that. En dit is so wonderlik om te weet, Marlene, jy het Derek met hierdie woorde bemoedig, en nou kom hierdie woorde terug om ons te bemoedig vandag. Want dit is presies wat ons ook vandag nodig het, om te sê, soos wat Derek gesê het, as jy nie die pad deur jou toekoms sien nie, kies om die volgende tree in liefde te gee.
So het Derek die afgelope ruk hierdie pad gestap en mag hierdie woorde vir elkeen van ons wat die onbekende toekoms in moet stap, mag dit ook vir ons bemoediging bring. Hy het ook die 12de Oktober 'n baie spesiale gebed met ons gedeel van Hildegard van Bingen. En hy daai oggend het hy dit so gesê, hy het gesê, I choose to rejoice in God as the doctor of the desperate and the wonder of being alive today. En dis vir my eintlik kosbaar, ek het eintlik hierdie week die eerste keer die volledige gebed gelees. Dis vir my eintlik so kosbaar dat hierdie gebed ook die verwysing het na God wat soek, God wat die goeie herder is en wat die versoeningswerk doen. Dit is wie hy is. En so kan ons die Here ook vertrou, so het Derek die Here beleef. Hy is die een wat die dokter is van die wat desperaat is. En die een wat vir ons die wonder gee om vandag te kan sê, ek ken die lewe, want die goeie herder stap die pad saam met my. Derek het eendag vir ons gesê dat in 'n gesprek wat hy met Foster gehad het Foster vir hom gesê, sy siekte gaan in alle waarskynlikheid sy grootste getuienis word. En ek dink as ons kon kies, sou almal van ons gesê het, ons sou eerder wou gehad het dat Derek hier voor moes gestaan het vandag. En vir ons kom vertel het dit wat die Here in sy hart kom doen het. Maar Foster, jy was nie verkeerd nie, jy was absoluut reg gewees. Want dit is presies wat dit was. In sy laaste stukkie wat hy vir my gestuur het vir die selgroep se gespreksgids, was die opskrif van die dokument gewees, getuienis. Dit was wat Derek kon doen die afgelope ruk. Dit was inderdaad sy getuienis. En daai getuienis, het Jaco ook al voorheen gesê, het harder gepreek as wat enige woorde ooit sou kon doen. Die pad wat Derek gestap het, sy lewe lank, maar in die besonder die afgelope klompie maande, was seker die kosbaarste getuienis van sy lewe. En ek en jy kan die vrugte daarvan pluk. Ons kan nog steeds hierdie kosbare nalatenskap saam met ons vat. En daarom is dit gepas dat ons Derek se boodskap op sy vieringsdiens afsluit met die woorde wat hy self met ons gedeel het. Uit Romeine 14 vers 8. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterf, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe. Ons elkeen behoort aan die Here. Kom ons sluit ons oor, dan bid ons. Dankie Here, dat Derek kon leef en sterf tot U eer. Dankie Here dat hy veilig tuis is by U. En dankie dat U ook nou in hierdie oomblik ons goeie herder is. En dat ons ook terwyl ons nog kan lewe, kan kies om te leef tot U eer. Dankie Here dat ons ook, soos wat Derek gedoen het, ons ingesteldheid kan fokus op wie U is. Dankie Here dat U genade vir elke liewe een van ons ook genoeg is. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus Christus, ons goeie herder. Amen. Ek wil vra Retief dat jy asseblief ons vorentoe kom en baie dankie dat jy ons ook gaan bedien met 'n lied. Goeiemiddag almal, dis 'n kosbare tyd saam. Toe ek en Foster gesels het oor wat ek moet sing, was ons eerste gedagte om iets bietjie rustiger te sing. Maar toe het hy gesê, hy dink nie sy pa sou dit wou gehad het nie. Hy sou iets met 'n bietjie skop en 'n bietjie diepte, 'n bietjie gravitas wou hê. En dis hoekom ek graag vir julle 'n lied sing wat ek sommer in die familie wil opdra, my naam in die middel van die storm.
U bly vertrou in die middel van die stormsale. Op U hou, spreek net een woord en die storm sal stil word. In die middel van die storm staan, met hande omhoog. In die middel van die storm staan, vas in geloof. Spreek net een woord, en die storm sal stil word. Al slaan die golwe en die branders spreek, al voer die wind en dryf die vrede, glo ek hier, glo ek hier is hier in die middel van die storm. In die middel van die storm sal vertrou het onthou. In die middel van die storm sal almag aanskou, want U is steeds goed en elke storm sal stil word. Sy regtig daar, en al val my hele lewe uit mekaar, weet ek hier geen, weet ek hier is hier in die middel van die storm. In die middel van die storm. Selfs hier in die storm, ek sal bly glo, ek sal bly sing, net hier in die storm, want waar U is daar is, selfs hier in die storm. Sal bly glo, ek sal bly sing, net hier die storm. Al slaan die golwe en die branders breek, al voer die wind en dreig die vrees, glo ek hier geen, glo ek hier is hier in die middel van die storm. En al skree die twyfel is sy regtig daar, en al val my hele lewe uit mekaar, weet ek hier geen, weet ek hier is hier in die middel van die storm. Baie dankie Retief. Derek het soveel respek altyd vir jou gehad. My vertel hoe hy as hy sy klein kinders se cricket gaan kyk, dan loop hy jou raak en hoe lekker julle gesels het, en is baie spesiaal. Baie dankie daarvoor. Ek wil nou geleentheid gee vir die gesin om iets te sê. Ek weet nie wie is eerste nie, Christian.
nie altyd gedink ek's 'n kort ou nie, maar ek dink hierdie is seker reg. Okay, Sjoei, hier is ons. Nie in my wilste droom het ek gedink ek gaan hier moet staan hierdie jaar nie. So hier is ons, en ek dink net om my emosies bietjie bymekaar te kry, en ek begin met 'n paar bedankings. So eerstens wil ons net sê, eers vir almal wat die laaste paar weke ons so geondersteun het. Mense wat deurgery het, Donald Gordon toe, Wit se kant toe, boodskapies, gebede, briefies, ons het so baie liefde ervaar, dit is ongelooflik. Ek dink dit spreek boekdele van wie my pa was vir die mense. So ons vind dit sê baie dankie. En die mense wat hier is vandag, dis nogals 'n reunion, moet sê, ons die paar mense hier wat way back gaan. So baie dankie dat almal hier is. Mense het gevlieg, ver gery. Dit is regtig lekker om julle almal hier te sien en baie dankie. So ek gaan hom nog so 'n bietjie sak. Ja. So meeste mense hierso ken my pa. Almal het 'n storie om te vertel en iets om aan vas te hou. Ek besef hier's 'n paar mense wat hom nie persoonlik geken het nie en wat hier is vir ons gesin. En vir julle wil ek sê moenie worry nie. Daar's ons 5 jaar se preek op YouTube. Bederf julle self. Maar hier's 2 dogtertjies hier wat hierdie gaan moeilik wees. Ek weet nie hoekom ek hierdie tema gekies nie. Okay. Hy is 2 dogtertjies hier wat hy baie lief was voor, wat hom nie gaan kan onthou. En my boodskap vandag is aan hulle. Okay, Milanay, net jy is hier vandag, so jy moet vir my kyk. Liewe Milanay en Landi, ek wil julle vertel wie julle oupa was. Julle oupa was een van die sagste, vriendelikste mense wat ek geken het. Hy het mense met respek behandel, maak nie saak wie jy is nie, of hoe jy gelyk het nie. Hy was nooit iemand wat gejaag, verdruk of veroordeel het nie. Hy het net eenvoudig plek gemaak vir almal. Oupa was mal oor die buitelewe. My liefde vir die natuur kom verseker van hom af. Ek dink wat noem is dit, 'n ryker, dit spreek boekdele. Baie dankie, dis baie mooi. Oupa kon vir ure lank voëls kyk. Met elke trippie was daar 'n nuwe lysie gemaak van hoeveel spesies hy kan identifiseer. Die storie is dat dit 'n Piet my vrou is wat sy belangstelling in voëls kyk getrigger het. En daar in Donald Garden, eendag, hoor hy 'n Piet my vrou roep buitekant. En net daar vra hy vir ons om asseblief sy verkyker, wat daar voor lê, vir hom saam te bring. Hy wil 'n Donald Gordon lysie maak uit die hospitaal uit. Die meeste mense sal dink hy's laf. Maar die man het in die paar weke daar 35 spesies uit sy kamer uitgemerk, wat 'n visarend insluit. Dit sê baie van hoe hy geleef het. Hy het altyd die mooi gesoek in elke situasie. Dis 'n verkyker. Niks was ooit te veel moeite vir oupa nie. Hy was iemand wat baie moeite vir sy kinders en kleinkinders gedoen het. As jy sport speel, Benna, dan is hy daar. As jy iets breek, maak hy dit reg. As jy raad soek, dan sit hy. En ja, as jy 8:00 in die aand vir hom sê jy moet môre 'n taak ingee oor Dingaan, dan doen hy dit vir jou. Dit was dalk net vir my. Hy het nooit gedruk of gedwing nie, hy was net teenwoordig en lief. Oupa het baie gehou van tuinmaak. Jy sal hom gereeld gekry het in die tuin, besig met sy kerkklere. Net gou die swembadpomp aansit, en as jy weer kyk, is hy besig om blommetjies te plant, of onkruid uit te haal. Dis wie oupa was. Altyd besig om mooi te maak, en altyd besig om met oorgawe te doen, wat sy hand vind om te doen. Nog een van sy lewensbeginsels, Prediker 9 vers 10. Milanay en Landi, as ek sy lewe vir julle moet opsom,
is daar 3 kerngoed wat oupa my geleer het. 3 dinge wat sy lewe gevorm het, en 3 dinge wat ek wil hê julle moet onthou. Nommer 1 is maak mooi. Dis hoe hy elke telefoongesprek met my afgesluit het. En dit is ook die laaste woorde wat hy vir my en Ineke gesê het. Maak mooi in jou werk. Maak mooi in jou houding. Maak mooi in hoe jy ander hanteer. En waar jy kan, los die mooi net bietjie mooier. Nommer 2. En ander het gesê, leef dankbaar en tevrede. Oupa het die klein goed raak gesien en waardeer. 'n gewone Jan Frederik, soos julle daarvoor kan sien, 'n mooi blom, 'n sonsopkoms, 'n volmaan, 'n kampvuur, 'n sondagmiddagbraai saam met geliefdes. Hy het geleef met 'n ander tipe vrede. Van so 'n aard, dat ek het eendag in die hospitaal vir hom gevra, hoe doen hy Bybelstudie in die hospitaal? Is daar 'n boek wat hy lees, of wat doen hy? Hy het vir my baie snaakse antwoord gegee, maar ek dink is baie gepas. Hy kies om my te antwoord, om die storie te vertel van die ou wat op pad was om te gaan stort, en uitgevind het daar's 'n meteoriet op pad om die aarde te tref. En die mense vra toe, maar wat gaan hy nou maak? En hy sê, maar kan ek net klaar gaan stort? Met die woorde leer hy my, dat as jy reg leef, en met vrede leef, hoef jy nie te veel te verander in tye van nood nie. Just keep doing what you've always been doing. Leef dankbaar en tevrede, want genade is die rede. Nommer 3. In 'n lewe wat saak maak, het liefde die laaste sê. Nie prestasies nie, nie besittings nie, nie sukses nie, liefde. Oupa het dit geleef. Hy het mense lief, onvoorwaardelik. Jy het nooit gewonder of hy lief of trots op jou was nie. Hy het dit vir jou gesê. Liewe Milanay en Landy, dit is wie julle oupa was. 'n man wat mooi gemaak het, 'n man wat vrede gegee het, 'n man wat liefde geleef het, 'n man van God. Julle gaan hom nie self onthou nie, maar ek beloof, ons gaan julle van hom vertel. Ons gaan sy stories deel, sy grappies, sy wysheid en sy stem wat rigting gee. En ek gaan my bes doen om bietjie van hom vir julle in my lewe te wys. Oupa is nou by Jesus. Sy plek hier is leeg, maar sy voorbeeld is vol. Oupa het mooi gemaak, nou is dit ons beurt. Kan ek begin deur te sê, hierdie is 'n ongelooflike mooi prentjie. Dankie vir elkeen wat vandag hier is om my pa saam met ons te vier. Vir elkeen wat gevlieg het en ver gery het. Julle almal saam maak hierdie dag ekstra spesiaal. Dankie Kaimi en jou span vir die blomme en die verversings. Dit lyk verskriklik mooi. Dankie Jacqueline vir jou mooi orgelspel. My pa sou dit geniet het. Alhoewel hy nie self lekker altyd noot kon hou nie, het hy 'n oor vir goeie musiek gehad. Dit het 'n geweldige impak op sy lewe gemaak, toe hy in sy graad 8 jaar die 3 Jooste sissies in die kerk hoor sing het. Dit is hier waar hy Marlene Jooste sy oog gevang het. Hierdie jagter, sy vizier was ingestel. Hy het omtrent die wêreld omgekeer om haar aan sy sy te hou. Soveel so, dat hy in haar matriekjaar vir haar inskrywingsvorms na tikkies gestuur het. Hy was nie gereed om hierdie engelstem uit sy oog te laat nie. Vir die wat nie weet nie, hulle het laas donderdag hulle 43ste huweliksherdenking gevier. Wel gedaan julle tweekies, julle het mooi gemaak. Mama, dankie vir ma se onbaatsigtige liefde.
Dankie dat ma die pad na Donald Gordon Hospitaal deurhaal en G20 Johannesburg verkeer trotseer het. Ma is 'n eystervrou. My ma het tot op die einde my pa bederf met haar sang. Laas week langs sy bed in die hospitaal, sing sy saggies vir hom al sy gunsteling treffers. Sy was onder die indruk die ou mannetjie is vas aan die slaap, toe hy saggies vir haar sê, "Dis special." Ek los julle met een van my pa se wyshede. 'n Les wat nie geleer word nie, is 'n dierles. Die lewe is ook te kort om al die lesse self te leer, so leer uit ander mense se foute. Miskien het jy iewers uit een van sy foute iets geleer. Of miskien het hy jou iewers iets geleer. Maar mag sy lewenswysheid en sy insig jou lewe verryk, en mag jy as gevolg daarvan die beste weergawe van jouself wees. My hero, my held, my mentor, dankie dat pa ons toolboxies met lewenswysheid toegerus het. Baie lief vir pa. Ek is baie bly, ek het nie na jou gegaan nie. Oom Willem, ek weet nie van Willem wie is, Willem van der Merwe, ek het hom nie gesien of, dink hy kyk YouTube. Ek wil terugkom na die kruis toe nou. Ek weet nie of julle ook as kinders altyd na die kruis gekyk het en gedink het, hoekom is dit die simbool van Christendom? Hoekom is die simbool van Christendom nie waar Jesus besig is om iemand gesond te maak? Of die leë graf? Of waar Jesus opvaar? Hoekom is dit nie om almal se hangertjies nie? Hoekom is dit die kruis? Die laaste paar maande is dit net vir my ongelooflik hoe dit vir my meer van 'n waarheid kom word het. Hoekom die kruis? Hoekom is die kruis die ultimate simbool van God se krag, God se liefde? Wat 'n spesiale tyd was dit nie om dit saam met pa te kon beleef nie. Julle twee agter, julle was, hy was trots om julle kollega te wees. Baie dankie. Dankie vir julle ondersteuning, die laaste ruk. Dankie dat hy saam met julle kon bedien. Dit is vir my voorreg. Aan die kerkraad en die kerk, mens sal dink ek ken die hiërargie beter van kerkraad, kerk, dagbestuur, finansiële die kerk. Ons wil vir julle baie dankie sê. My ma was baie bang ons sonder iemand uit. Sy is ook baie bang ons mis iemand, so dis nogal moeilik om iets in between te kry. Maar vir die kerk wil ons regtig dankie sê, toe ek en pa so 2 weke terug besluit het om af te tree. Gesê, dis nou genoeg, ons gaan nou aftree. En ek bel die kerk, en die kerk kan vir my sê, dit was een van die vinnigste besluite wat hulle nog gemaak het. Om te sê, nie nou aftree nie. Hy bedien daar waar hy lê. Wat 'n voorreg. Santi, baie dankie. Dankie dat jy gehelp het om ons ook deur universiteit te kry. Met begrafniskostes na my pa toe, as julle nie weet nie. Santi, baie dankie dat jy so mooi na my pa gekyk het. Dankie vir al die reëlings. Ons waardeer jou. Dankie daarvoor. Retief, spot on. Game face. Van 'n nederige boerseun
tot 'n uitmuntende speler van die lewe. Kom ek begin eers daar om te sê dankie vir my pa se kuite. Ek was die gelukkige wenner wat sy kuite geërf het. Dit was op eerstejaarskamp waar Ilana se aandag getrek het, my kuite. En ek kan kategories sê, sonder my pa, sou ek nie so 'n ongelooflike vrou aan my sy gehad het nie. Dankie pa. 'n Avontuurlus. Ek dink ek kan op een hand tel die hoeveelheid kere wat ons nie op vakansie gegaan het nie, en dit sluit al 4 vakansies in 'n jaar in. En dan was dit pa se brandstof, as ons terugry, om die volgende vakansie te beplan saam met ons en te droom daaroor. Dankie. Kragtig. Ek jammer ek gebruik hierdie woord in die kerk, maar my pa was moersterk gewees. As 'n stit vir Standerton was hy nooit die grootste ou op die veld nie, maar 'n ou het geweet jy het teen Dirk de Tooy geskram. Ons hou een keer vakansie by Chappies. Die van julle wat al by Chappies was, sal weet dis 'n redelike groot swembad. En ons is aan die een kant van die swembad en hier klim 2 sulke takhaar mannetjies in die swembad met 'n sigaret in die hand. My pa het soos 'n wafferse krokodil onder die water verdwyn en oor die breedte van die swembad geswem, en jy het baie stil en baie vinnig 2 takhaar mannetjies sien verdwyn onder die water. So ek is 100% seker daarvan, die ouetjies het nie gou weer in 'n publieke swembad met 'n sigaret geklim nie, maar ek wil ook glo dat hulle het mooi gedink voordat hulle enigstens weer 'n sigaret in hulle mond gesit het. Dit was my pa. Hy was 'n ware rentmeester. Vir die van julle wat nie weet nie, 'n predikant en 'n onderwyssalaris gaan saam nie vir jou 'n huisie by Plet gee nie. Maar tog het hy dit reg gekry om al 3 ons kinders deur universiteit te sit. Daar was ongelooflik onthaal in ons huis. En ons het nooit teruggestaan vir onthaal nie. En daarmee saam het hy op 'n wonderbaarlike manier dit kon regkry nog steeds om vir julle ou dag voorsiening te maak. Pa, well done. My pa was 'n nutsman. Ek weet nie of jy Engelse mense hier is nie, maar dit is 'n handyman. Die arme verpleegster wat in die hospitaalkamer ingekom het, om pa op die grond te sien onder die bed. Hy was eintlik maar net besig om die bed reg te maak. Ek dink oom Johan het daarna verwys in oom se brief, hoe hy speelgoed uitmekaar uitgehaal het en dan weer probeer terugsit aan mekaar. My verstaan daarvan is hy was baie selde reg, kon die speelgoed weer reg kry daarna. So ek kan dink in ouma se ontsteltenis dat hy 'n nuwe brandweertrok uitmekaar uithaal net om te kyk of hy hom weer aan mekaar reg kan sit. My pa was 'n sportliefhebber. Op 'n klein nout, het hy die laaste oorwinning teen die Franse dopgehou. En daar sal baie stories nog vertel word oor my pa se Engels in die hospitaal. Maar die arme verpleegster, nog 'n arme verpleegster, wat sy bloeddruk na die tyd getoets het, en soos wat sy uit die kamer uit wil hardloop, want hier is groot fout, probeer hy in sy gebroke Engels vir haar verduidelik, but there was a red card. Daar was al baie gesê oor my pa se liefde vir die natuur, maar my pa het my van kleins af geleer, as jy diere soek, om deur die bos te kyk. Nie net hierdie eerste linie van blare en takke wat voor jou is nie, kyk deur die bos. En hoeveel dit al vir my beteken het. Maar nie net dit nie, my pa het my geleer om op te kyk ook. Om nie die geleentheid te laat verbygaan om die hemelruim te aanskou.
en hoe nietig ons hier op aarde is. Een van sy gunsteling sêgoed was, maak moeite met die natuur, en die natuur sal jou bederf. Hoe waar is daai woorde nie? Hy het my geleer om op te kyk, my pa het ons 3 en soveel ander geleer, hoe om anders te kyk na velkleur, en dat jy nooit beter is as 'n ander nie. Dankie daarvoor, pa. Dit is nogal baie kyk in my tema, so daai kyk is 'n ander kyk vandag. Begin van die jaar bespreek ek en hy 'n trippie om te gaan tiervis vang. Dit het nie gebeur nie, en hoe vinnig kan die tyd nie verander nie. Maar die ironie van die storie is, my pa het nooit 'n vis self uitgetrek met 'n visstok nie. Ek was baie op Standerton op die plaas waar hy 'n vis, dit is 'n bietjie wreed vir die kerk, maar nooit met 'n visstok uitgehaal nie. Kom ons bly net daar. Miskien is dit tog hoe ek hom moet onthou. My pa was nie 'n visserman nie, maar my pa was 'n visser van mense. Jy sien, my pa het my als geleer van braai, van jag, perdry, goeie maniere, 'n gentleman te wees. En al die dinge wat jy verwag jy van jou pa af moet leer. My pa het ons 3 geleer hoe om anders te kyk na die lewe en na sy mense. Een van sy gunsteling sêgoed was, wees hard op standaarde en sag op mense, nie andersom nie. Die trauma lê nog redelik vlak in my geheue, hoe my pa dit goed gedink het, een keer om boemelaars in ons huis in te bring, dat hulle self kan reinig by ons, stort en vir hulle goeie bord kos gee om te eet. Tot my groot skaamte moet ek bieg, dat hierdie laerskool seentjie 'n ruk lank daai badkamer vermy het. Maar dit was my pa. Ons bou 1 jaar kerk in Ntume, en dit is een van daai warm dae dat selfs die sonbesies kruip weg. My pa sê toe vir die wendas daar, is hier nie 'n plek om te swem nie, en hulle vat ons toe af na die naaste rivier toe. Die hele groep vlakwaters is waar die klere was, bietjie dieper is waar die kinders kan swem, bietjie dieper is waar die vrouens bad, klein bietjie dieper in die rivier is waar die mans hulle self reinig, en dan bietjie dieper was daar 'n poelietjie, 'n poel, dammetjie. Hier kan ons swem. My pa sê vir hulle, maar is hier nie krokodille hierso nie? Hulle sê, ja, hier's 2 baie groot krokodille, ons moet net as groep saam inklim en saam uitklim, dan sal hulle niks maak nie. Ek is so dankbaar my pa daai dag die verstandige besluit geneem, om eerder maar onsself koud te waai in ons sweet, as om te swem. Selfs in die hospitaal waar hy eintlik swak was om te loop, gaan ek en hy onder toe, om bietjie te gaan asem skep, met sy jurkie aan, sy hospitaal jurkie en sy masker, loop ons na die huisbak toe. Nou kan jy sien, hierdie man is eintlik bitterlik bang vir siek mense. Wel, bang is die regte woord, hy is versigtig vir siek mense. Klim ek en hy in die huisbak, en die huisbak gaan af in die derde vloer. Hier stoot hulle tannie in op haar rolstoel. Nog 'n persoon dra die gaskanister, en nog een stoot die drip in. So 3 mense. Tipe van 'n worst case scenario op daai stadium vir my pa. Nou, vir meeste mense is 'n huisbak 'n redelike ongemaklike plek. Jy kyk eintlik maar af op jou selfoon of tel jou tande of so iets. Maar in daai swakheid, waar hy eintlik besig is om te veg vir sy lewe, waar sy wit bloedseltelling eintlik non-existent is, reik hy uit na die vrou in haar rolstoel, vra vir haar, hoe lank is sy al hierso? En dat sy moet vasbyt, en dat sy moet sterk staan. Net tog 'n baie standaard dag in die lewe van Derek de Tooy.
Daar's by my geen twyfel dat die lewe kon doen met nog ten minste 30 jaar met hom daarin nie. Maar wie is ek om God se tydsberekening te bevraagteken? Sy laaste aand in die hospitaal vra ek vir hom om sommer 'n bietjie near-death experiences met my te deel. Hy het lank gevat om te begin, so met trane in my oë, toe begin ek sommer maar die gesprek, aangesien dit my topic is. En ek sê toe, pa, dit sou dan maar tragies gewees het as pa nou moes sterf in julle standaard 9 jaar met die karongeluk. Dit sou tragies gewees het, want dan sou ons nie gewees het nie. Ons stem albei saam. Of dalk op 27 op die grens, Ondangwa, dit sou tragies gewees het, as sy lewe daar moes eindig. Dalk op 30 met 'n hartaanval wat hy gehad het, dit sou ook tragies gewees het. Dalk op 33 met kanker, skeer, wat hy regtig gedink het hy gaan dood. Of dalk was dit een van die menigte kere wat hy en elektrisiteit mekaar nie lekker verstaan het nie. En hy bring toe die storie op van die leer was op die tafel, en toe onthou ek het. Hy was regtig bo op die leer, bo op die tafel, halfpad in die dak gewees, en so het die skokgolwe hom afvergesel na die grond toe. Ek weet nie wie se oë was die grootste tussen my of hom nie. Maar sy heel laaste storie wat hy vertel het, oom Willem was saam, was blykbaar hierdie kruis. Dit was Derek se laaste storie. Hy vertel hoe hy hulle die muur verf. En toe moet hy en oom Willem van der Merwe weer die kruis opsit. Maar hy vertel hierdie hele storie met sy oë toe, met 'n glimlag op sy gesig. En vir die soveelste keer erken hy, ek was daarom baie bang vir hoogtes. Hy sê, ek was amper dood daai dag. Vir Derek de Tooy het jy nie beïndruk met jou status nie, watter titel jy by die werk het, hoeveel geld jy maak, en beslis nie watter maak skoene jy dra nie. Hy was baie meer geïnteresseerd in jou hart, en wat in jou hart aangaan. Klink vir my nogal baie soos iemand waarvan ons baie in die Bybel van lees, nie waar? Hoe ongelooflik was dit nie dat sy laaste paar maande se stryd, sy vorige 40 jaar se bediening, kom oorskry het nie. Nooit was hy bang, kwaad of onseker oor wie sy skepper is, en wie die een is wat wel die weg ken. Weereens geweldig baie trekke van daardie persoon waarvan ons lees in die Bybel. En vir dit staan ek in absolute verwondering. Die applous. Dis 'n gebruik van handeklap as 'n teken van waardering of verwondering. Uitsonderlike geval, soms selfs 'n staande applous. Al was my pa gereeld op die verhoog en in die kollig, dink ek die laaste keer wat hy 'n behoorlike handeklap gekry het, was dalk toe hy in matriek die diskuskompetisie by die introhoor gewen het, of dalk toe die eerste span afgestap het as wenners. Oom Pieter sal moet kan sê, waar was die meeste toeskouers gewees. Maar dit is vandag vir my ongelooflike voorreg om vir Frederik Foster de Tooy beslis my speler van die wedstryd te vereer vir die wyse waarop hy die spel van die lewe gespeel het. Nie net oorhandig ek die trofee van verdienste nie, maar stap al weg vandag met die grootste prys, wat Pa vir altyd saam met ons Skepper en Hemelse Vader sal kan vier. Ek sal eer, Pa.
Ons staan weer. As hy voor ek die seën uitspreek, daar's 'n boek waarin jy iets moois kan skryf, want jy van Derek onthou. Dis nou nie konsistorie, maar ons gaan hom nou daar in die saal op die verhoog sit. En dan is julle welkom na die tyd om saam met die familie te kuier daar in die saal, daar's verversings. En dan, verlede week het ons 'n begrafnis hier gehad, Rochelle se ma. En haar dogter het 'n paar maande voor dit 'n onderhoud gevoer met haar. Toe sê sy, "Mami, nou wat wil mami hê met ons doen as mami nou dood is?" Toe sê sy, "Ek wil hê julle moet verskriklik hartseer wees. En vreeslik huil." Hulle speel toe die typie vir ons. "Ek wil hê julle moet verskriklik hartseer wees en vreeslik huil." Sy sê, "Maar nie vir lank nie. En dan moet julle weer aangaan. Want die lewe is kosbaar. En die lewe is kort. En my gebed is dat die Here vir ons almal daai genade sal gee om presies dit te doen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van sy Gees sal met julle wees en bly. Amen. Kom miskien net familiekans om eers uit te stap, en dan is julle welkom.